Goeiedag, baie welkom by Woordspieël. Ek hoop vandag sal jy saam met my in die woord van die Here inkyk en toelaat dat die Heilige Gees met jou praat. Ons is by Johannes hoofstuk 15 en ek wil jou aanraai om hierdie hele hoofstuk te gaan lees. Dit is so 'n ryk hoofstuk. Ek gaan vandag fokus op vers 1 tot 10 en my tema is 'n goeie wyn. 'n Goeie wyn. Kom ons lees vers 1 tot 10. Ek is die ware druiwestok en my Vader is die tuinier. Elke loot aan my wat nie vrugte dra nie, sny hy af. Elkeen wat egter vrugte oplewer, snoei hy sodat dit nog meer vrugte kan dra. Julle is reeds skoon gesnoei deur die boodskap wat ek met julle gedeel het. Julle moet nou aan my verbonde bly soos ek aan julle. 'n Loot kan nie uit sy eie uit vrug dra as dit nie aan die druiwestok verbind bly nie, en so julle ook nie as julle nie aan my verbonde bly nie. Ek is die druiwestok, julle is die lote. Wie aan my verbonde bly en ek aan hulle, dra baie vrugte, want sonder my kan julle niks doen nie. Wie nie aan my verbind bly nie, word weggegooi soos 'n loot en verdroog. Hulle maak gewoonlik sulke lote bymekaar en gooi dit in die vuur en wat verbrand. As julle aan my verbind bly en my woord in julle, vra dan net wat julle wil en julle sal dit kry. Dit is juis hierin dat my Vader verheerlik word, dat julle baie vrug oplewer en my disippels is. Soos die Vader my liefhet, het ek julle ook lief. Julle moet aan my liefde verbonde bly. As julle my opdragte gehoorsaam, sal julle aan my liefde verbonde bly, net soos ek ook die opdragte van my Vader gehoorsaam het en aan sy liefde verbonde gebly het. So gaan lees bietjie daardie gedeelte, daar's soveel daarin, maar Jesus is hier besig om sy disippels vir 'n laaste keer voor sy kruisiging te leer, en hy praat met hulle en hy dra die belangrikste waarhede aan hulle oor wat hy nog nooit aan hulle geopenbaar het nie. Hy gebruik hierdie metafoor van 'n wingerdstok en lote van hierdie wingerdstok as 'n voorbeeld van hom en sy disippels, om vir sy disippels te leer hoe hulle sal vrug dra. Hy sê, natuurlik moet die loot in die wingerdstok ingeplant wees om vrugte te dra. Indien hy ingeplant is en nie vrug dra nie, dan sal die tuinier hom snoei sodat hy vrug sal dra. As hy dan nog nie vrug dra nie, sal die tuinier die loot verwyder. Nou, Jesus is die wingerdstok. Deur my weergeboorte is ek 'n loot wat in die wingerdstok ingeplant is. Nou is die Vader, die tuinier, se wil dat ek vrug sal dra, vrug wat hy kan geniet. En ek dra nie hierdie vrug wat ons in Galasiërs 5 kry, die goeie vrug van die Gees. Ek dra dit nie deur te probeer, maar deur in die wingerdstok te bly. Dan vloei die lewenskrag vanaf die wingerdstok deur my en ek dra goeie vrug. Hoe bly ek in Jesus? Hoe bly die loot in die wingerdstok? Deur in sy liefde vir my te bly. Hoe bly ek in daardie liefde? Deur sy gebooie te bewaar. Wat is sy gebod aan my? Dat ons mekaar moet lief hê. Onthou dit. Kom ons fokus op hierdie proses. Kom ons bly in hierdie proses. Ingeplant in die wingerdstok. Stap in liefde. Laat toe dat God ons snoei. En ons hê mekaar lief. Want dan sal ons vrug dra wat vir die Vader aanneemlik is. Kom ons bid saam. Here, U maak dit so duidelik hoe ek goeie vrug kan dra. Deurdat ek ander mense lief het soos U my lief gehad het. Deur aan 'n kruis te sterf, bly ek in U liefde wanneer ek ander lief het, en sal ek vrug dra, want liefde is die vrug waarna U soek. So snoei my, Here, sodat ek kan meer vrug dra, die vrug van liefde. Amen. Mag jy 'n wonderlike dag hê, die Here seën jou, tot môre.